Die Here stap met elkeen van ons sy eie pad, maar almal van ons het die verantwoordelikheid om geestelik te groei. Dit was 'n saak wat Paulus baie goed verstaan het. Hy skryf omtrent in elkeen van sy briewe dat ons die Heilige Gees ontvang het en dat hy ons waarborg is, en ook dat hy ons met hierdie proses help. As ons vandag kyk na die Efesiërsbrief, dan sien ons weer dieselfde patroon. In hoofstuk 1 vers 3 skryf Paulus so, hy sê, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Wat 'n wonderlike voorreg. En dan verder aan in sy brief is dit duidelik dat hy die gelowiges aanmoedig om te groei. In Efesiërs 1 bid Paulus vir die gemeente so in vers 18 en 19. Hy sê, ek bid dat God julle geestesoë sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Maar hy sê, ek bid dat julle geestesoë nog meer helder sal word. En in hoofstuk 3 is daar nog 'n gebed waar Paulus bid dat ons in staat sal wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Dan skryf hy, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Paulus bedoel nie dat ons nie die Heilige Gees het nie, maar dat ons met hierdie liefde wat alle verstand te bowe gaan, met die volheid van God vervul sal word. In Efesiërs is daar nog 'n paar verse waar Paulus vir die gemeente aanmoedig om te groei. Hy skryf in 4 vers 1, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. In 4 vers 23, julle gees en gedagtes moet nuut word. Kinders van die Here moet op 'n nuwe manier dink. Ons moet nuut dink oor God, oor onsself en oor ons naaste. En in vers 30 skryf hy, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Maar onthou, hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Ons saligheid is verseker, maar die groei is ons verantwoordelikheid. En daarom skryf hy ook in hoofstuk 5 vers 10, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En dan nog so laaste vermaning in Efesiërs 5, skryf hy van vers 15 af, wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. En moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Julle moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar. Paulus skryf dat ons heeltemal moet oorgee aan die beheer van die Gees. Hierdie proses van oorgee en oorgee en oorgee. Amper soos die Engelse lied wat ons baie sing, I surrender all. Kom ons bid ook daarvoor. Here, help dat ons sal oorgee volledig en elke dag, dat U in beheer sal wees. Ons wil U vra, neem beheer, Here. Neem beheer van ons gedagtes, ons gees, ons hart, ons lewenswandel, dat dit sal wees soos U wil hê dit moet wees. En dankie dat U ons help in hierdie groeiproses. Amen.